Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 24ste Oktober 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê 6 beskuldigdes ontsnap uit polisieselle by Wynberghof. Nuushooftrekke vir vandag. Pogings word aangewend om NGV-wet op te skort. 6 man ontsnap uit polisieselle by die hof. Scooters Pizza begin weer pizza's binne 39 minute by jou huis af te lewer. Louis noem dat hy nie 'n pleitooreenkoms met die staat sal aangaan nie. Jan-Hendrik Wessels is vir 9 weke geskort na rooi kaart. Eben is die Haie se kaptein in VRK. Die polisie in die Weskaap het foto's uitgereik van 4 van die 6 mans wat maandag uit die polisieselle by die Landdroshof in Wynberg ontsnap het. 2 van die 6 is binne ure na hulle ontsnapping deur 'n opsporingspan van die polisie in Hannover Park in hegtenis geneem. 'n Polisiewoordvoerder het gesê hulle soek nog na Linda Soyeza, Pumeleli, Lofuta, Ismail George en Tafik Damo. Hulle is almal tussen 22 en 23 jaar oud. Die 4 was verhoorafwagtend op aanklagtes van onder meer onwettige besit van vuurwapens en huisbraak. Die polisie het gister 'n beroep gedoen op enige iemand met inligting oor waar Soyeza, Lofuta, George en Damo hulle moontlik bevind, kan die ondersoekbeampte, naamlik Speursergeant Abrams, by 079-498-9937 kontak. Dinsdag is berig dat die verhoorafwagtenis met die hulp van 'n hofordonnans ontsnap het. Die ontsnapping is glo op veiligheidskameras opgeneem. Polisiehelikopters is ook maandag ingespan om na die 6 mans te help soek. Sakaliga het 'n voorwaardelike teenaansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om te keer dat die regering sy nasionale gesondheidsversekering, oftewel die NGV, in werking gestel word, terwyl grondwetlike hofsaake teen die wetgewing vertraag word. Volgens Sakaliga is die minister se plan om die hofprosesse te bevries, terwyl die regering aanhou om NGV stelselmatig in werking te stel, blote vertragingstaktiek is. Dis 'n misbruik van die hofproses en die skending van die grondwetlike aanspreeklikheid, soos die Sakaliga in sy hofstukke. Sakaliga vra sou die hof wel in Motsoaledi se guns bevind, die staat steeds beveel moet word om die werkingstelling van die NGV terselfdertyd te keer. Die organisasie sê sy aansoek behels nie teenstand teen gesondheidsorg vir almal nie, maar oor die wyse waarop die regering 'n swak onvolhoubare stelsel probeer deurvoer. Dis nie die regsaansprake teen NGV wat gekeer moet word nie, soos die Sakeliga, maar in werkingstelling daarvan. NGV in sy huidige vorm sal ernstige finansiële druk op die staat en belastingbetalers plaas, sonder dat die gesondheidsorg wesentlik sal verbeter maar hulle. Scooters Pizza het weer in Melville, Johannesburg beskikbaar geword en beloof steeds om binne 39 minute jou pizza by jou huis af te lewer of jou bestelling is gratis. Scooters Kits restaurante het Dinsdag amptelik geopen, maar was eintlik reeds Maandag oop sodat die werknemers kan voorberei vir dit wat voor hulle wag. Scooters is in 2000 deur Gallo Gonzaga gestig en in 2006 het die groep meer as 100 kettingwinkels landwyd gehad. Thuis Holdings, wat Scooters besit het in 2014 die lisensie gekry om Domino's Pizza handelsmerk in Suid-Afrika te bedryf en al die Scooter Pizzas in Domino's verander. Teen 2016 is Scooters Pizza gelikwideer. Domino's het later die mark verlaat nadat hulle nie vasdragplek kon gekry het nie. Hoewel daar maatskappye is wat namens Scooters aflewerings kan doen, het hy besluit om aflewering steeds met bromponies te doen. Daar is spesifieke tye op 'n maandige promosie waar volgens mense soveel pizza soos hulle wil in 39 minute kan eet met 'n algehele wenner wat oor 'n jaar self 'n bromponie kan wen. Die vermeende diamantbedrieër Louis Liebenberg, wat nou 61 jaar is, sê vanuit die C-Max afdeling van die Gossie-Mampuru gevangenis in Pretoria, hy sal dit nooit oorweeg om 'n pleitooreenkoms met die staat aan te gaan nie. Dit was Woensdag presies 'n jaar gelede dat Liebenberg en sy vrou Daisy by die Italiaanse restaurant Tonino en binne in die buiteklap in boeye geslaan is. 7 ander mense, onder wie direkteure van Liebenberg se maatskappye, is die volgende dag ook in hegtenis geneem. Liebenberg het verskeie kere gedurende die oproep klemtoon daarop gelê dat niemand my skuldig sal kry nie, omdat daar korrupsie reg van bo tot onder is, het hy gesê. 2 onberistelike bronne het Woensdag op die eerste herdenking van Louis Liebenberg en Daisy sy hegtenisneming 'n skrywe van 60 getikte blaaie aan die koerante verskaf. In die eerste brief lig hy 2 hooftemas uit in die eerste fase van die plan, naamlik die tweede trek na Namaqualand deur die boere en die oorname van die diamantmyne in Namaqualand.
Die brief lei verder dat 'n prospektus by die registrateur van maatskappye geregistreer moet word waar 300 miljoen aandele uitgereik sal word. Liebenberg skryf die plan vereis dat diegene daaraan wil deelneem na Makwaland toe moet trek, die nuwe trek vir Afrikaners volgens hom. Liebenberg se los mynbates is reeds verlede week opgevuil, is vroeër berig. Die prokureur moedig mense aan om nie by Liebenberg se nuwe plan in te koop nie en meen dit sal nie sommer realiseer, het hy gesê by Liebenberg se laaste hoofverskyning. In Augustus het hy gehoor hy is nommer 98 op die waglys vir 'n bed in die Wes-Kaapse Psigiatriese Hospitaal in Pretoria. Liebenberg is vir 30 dae sy psigiatriese waarneming na hierdie hospitaal verwys. Intussen Bekkie Cele, oud-minister van polisie, gistermiddag gesê Liebenberg is die koning van onwettige myners of zamazamas in Suid-Afrika. 'n Groep seuns van Monderton High School het gister die skoolsaal vir 'n hofsaal verruil toe hulle in die beskuldigde bank van die Landdroshof in Kaapstad ingeskuif het. Die ma van 'n graad 10 leerling by die skool het Dinsdag 'n video op sosiale media geplaas wat wys hoe 'n groep seuns, 'n ma van 'n graad 10 leerling by hierdie skool het Dinsdag 'n video op sosiale media geplaas wat wys hoe 'n groep seuns haar seun met stokke, hokkiestokke en lyfbande toetakel. Twee van die seuns het gister in die kinderhof verskyn omdat hulle nog minderjarig is, terwyl die ander 6 as volwassenes verskyn het omdat hulle reeds 18 jaar oud is. Die seuns is elke borgtog van R2000 vrygelaat. Hulle borgtogvoorwaardes bepaal onder meer dat hulle geen kontak met die klaers mag hê nie. Hulle word verder verbied om die skoolterrein te betree totdat die saak afgehandel is en moes hulle selfone en toegangskodes aan die ondersoekbeamptes oorhandig. Een van die minderjarige seuns is reeds deur 'n maatskaplike werker beoordeel en op waarskuwing vrygelaat. Die tweede minderjarige sal vandag beoordeel word, maar is intussen in die sorg van sy ouers vrygelaat. Die saak is uitgestel tot 20 Januarie 2026 om die seuns in staat te stel om hulle eindeksamens te skryf. Die WKOD het intussen bevestig dat 8 leerlinge geskort is hangende dissiplinêre proses. Kwarobe het gesê, sedert sy van die voorval bewus geword het, is hy derentyd 'n verbinding met die Wes-Kaapse LER vir onderwys. Tot op hede vanjaar is 65 leerlinge weens ernstige wangedrag in skole geskort wat aanranding en dwelmmisbruik verwante misdade insluit. In 2024 is 61 Wes-Kaapse leerlinge weens ernstige wangedrag geskort met 59 in 2023 en 81 in 2022. Die WKOD het 'n aantal programme om afknouery te takel, soos die bron Gamond, WKOD se woordvoerder. Daar is talle veldtogte teen afknouery, sowel distrik as op skoolvlakke. Ons bevorder ook voortdurende ons veilige skole blitslyn wat beradingsondersteuning en advies aan leerlinge en ouers bied, asook 'n meganisme om sulke gedrag aan te meld vir verdere ondersoeke. 'n Voormalige senior bestuurder van die aktuariële eenheid van die padongelukke fonds, oftewel die POF, beweer ongelukkigheid omdat 'n verslag wat hy opgestel het nie 'n positiewe prentjie geskets het nie tot sy skorsing en afdanking gelei het. POF vergoed padongelukke slagoffers uit 'n brandstofheffing. 'n Verandering in rekeningkundige beleid het jaareinde Maart 2021 het die meeste uitstaande verpligtinge van die POF se boeke verwyder, hoewel die verpligtinge steeds bestaan. Die motief vir die rekeningkundige beleidsverandering was 'n voorgestelde skuldherskikkingsproses om uitstaande eise te betaal en waaroor reeds beskik is, maar weens kontantvloeiprobleme nie betaal kon word nie. Die POF het 'n nuwe bedryfsmodel bekendgestel wat die sentralisering van eisverwerking behels en staatsprokureurs in plaas van goedgekeurde eksterne prokureursfirmas gebruik. Dit het gelei tot minder eise wat verwerk is, maar hoër gemiddelde uitbetalings. Produktiwiteit het met 58% afgeneem weens personeelverminderings. Afgehandelde eise het van 285.000 tot 107.000 geval, maar gemiddelde koste per eis het van R138.000 tot R235.000 per eis gestyg. Dronkbestuurders, handelaars in onwettige goedere en dwelmsmouse en verspreiders gaan in die feestyd in die tuinroetestreek behoorlik op hulle baadjie kry. Polisiekommissaris van die Wes-Kaap het Dinsdag gewaarsku toe die polisie se planne vir 'n veilige feestyd in die Rosemoor Sportstadion in George bekend gemaak is. Die verrigting is bygewoon deur verskeie hooggeplaastes, onder wie generaal-majoor Luyanda Damoye, die adjunkt polisiekommissaris van die Wes-Kaap. Die polisie se planne sluit onder meer in padversperrings, klopjagte by onwettige dwelm en drankwinkels en 'n fokus op uitgang en ingangsroetes. Die polisie gaan ook aandag gee aan geslagsgeweld en misdade wat aan alkoholmisbruik te wyte is,
Verder sal die polisie 'n teenwoordigheid handhaaf by alle byeenkomste wat tydens die feestyd in munisipale gebiede oral in die streek gehou word, asook plekke waar mense byeenkom, soos winkelsentrums. Onwettige goedere is ook in die polisie se visiere. Dit maak nie saak of wat sigarette of drank of wat ook al is nie. Meer toeriste kom na die tuinroete en die polisie moet seker maak dat hulle veilig is. Eben Etzebeth, Springbokslot draf van dese week voor, nadat die flank Vincent Tsitsuka in die eerste 4 wedstryde van die nuwe VRK seisoen hierdie taak gevul het. Tsitsuka bly in die beginspan wat 13 springbokke bevat. Nog 'n bok, die skramskakel Jaden Hendrikse, is op die plaasvervangersbank. Sy broer Jordan is tot die beginspan bevorder, maar sal op heel agter speel omdat Ewo van der Merwe vleuel toe moes skuif in die plek van die geskorste Makazole Mapimpi. Verlede week kon Eben net 1 keer geoefen het en het sy vrou die donderdag geboorte gegee aan hulle tweede kind, voordat hy Saterdag begin speel het. Dis nie ideale voorbereiding nie, so ons wou hom nie met die kapteinskap ophaal nie, het die afrigter Plumtree gesê. Volgens Plumtree het die Haie baie self ondersoek gedoen na hulle 3de nederlaag in 4 wedstryde in die VRK. Die spelers, afrigters en spanbestuur het almal voor 'n spieël gestaan en hulle self afgevra hoe hulle beter kan wees op die rugbyveld. Plumtree meen die Haie met al die spelers beskikbaar het 'n sterker groep as ooit van tevore. Hy maak wel die punt dat sommige kwessies buite sy beheer is. Moeilike week vir Plumtree is 'n bietjie ligter gemaak met sy seun Taine, 'n Walliese toetsspeler wat saam met die Scarlets gaan toer. Die Haie se span bestaan uit Jordan Hendrikse, Ethan Hooker, Lucanio Am, Andre Easthuizen, Edward van der Merwe, Sia Masuku, Grant Williams, Emmanuel Tsitsuka, Vincent Tsitsuka, Sia Kolisi, Marvin Orri, Eben Etzebeth die kaptein, Vincent Koch, Bongi Mbonambi, Oxenche op die plaasvervangerbank is Faison Bata, Cameron Dawson, Lee Marvin Masibuko, JJ Skeepers, Pepsi Buthelezi, Jaden Hendrikse, Jean Smith en Renzo Julius. Suid-Afrikaners het dit voorheen geken as 'n stof of 'n grondpad. Deesdae is dit 'n gryspad met gryswedrenne wat die nuwe grondswoord in bergfietsry geword het. Die eerste gravelburn gryswedren begin Sondag in Nysna, maar die seelig is nou iets van die verlede wanneer die deelnemers trap op pad na Graafrenet toe. Die 7-daagse skofwedren oor byna 800 km met klimwerk van 11.000 meter is die geesteskind van Kevin Vermaak, die stigter van die Epic Bergfiets Tour. Duber sê hy en sy maat van die span Toyota Mbuko, Specialized Champ, Tristan Oudtke, Loot Goosen en Rudy Koen gaan beslis saamwerk. Die algehele mans en vrou kampioen sal so R312.000 ryker wees. Skofwenners sal ook prysgeld vir die wedren ontvang. Ook Matthew Beers sal na tuisbodem terugkeer na 'n suksesvolle seisoen in gryswedren in Amerika. Spelers wat hulle vanaf 2026 by die LIV Golf aansluit, sal buite in die Rebelle-reekse se 14 jaarlikse toernooie by komende verantwoordelikhede moet nakom. Hoewel baie spelers reeds op hulle eie in verskeie toernooie in die Asiese reeks meeding, versterk die nuwe vereiste verder die vennootskap tussen die LIV Golf en die internasionale series reeks. Die LIV se vrywaaringsbeleid wat boetes deur die DP World reeks op sy spelers dek, verval aan die einde van 2025, wat kan lei tot meer spelers wat in die Asiese reeks gaan meeding. Die International Series bied ook die belangrike geleentheid vir LIV spelers om amptelike wêreldranglyspunte te kan verdien. Babar Azam is ingesluit in Pakistan se T20 groep vir 2 tuisreekse, byna 'n jaar nadat die kolwer in onguns was. Pakistan speel 'n reeks van 3 wedstryde teen Suid-Afrika wat Dinsdag in Rawalpindi begin en sal ook deel wees van volgende maand se 3-hoekige T20 reeks waar Sri Lanka en Zimbabwe ook betrokke is. Izam het laas in Desember 2024 in 'n T20 wedstryd vir Pakistan teen die Proteas gespeel, waarna hy weens sy swak treftempo weggelaat is. Pakistan was die naaswenners in die Asiese bekertoernooi, maar het al 3 wedstryde teen sy aardsvyand Indië verloor. Protea wegbreek bowler Simon Hamer was in die wolke oor die 2 mylpale wat hy bereik het toe hy gister in die tweede crickettoets korte mete van die Pakistanis gemaak het. Suid-Afrika op 72 vir 3 moes net 68 lopies aanteken om te wen, nadat Hamer gehelp het om die tuisspan wat op 94 vir 4 voortgekolf het, net vir 138 lopies uitgehaal. Hamer was net so in sy noppies oor die ander mylpaal, sy 1000ste eerste rangse paaltjie en het boonop in die klere van Suid-Afrika behaal. Ek is nie regtig 'n statistiekman nie, maar ja, dink dis 'n mylpaal wat nie baie al bereik het nie, om so oor die streep te kom, veral in Protea heimde, is iets wat ek nog altyd lank by my sal hou.
VRK het bevestig, Jan-Hendrik Wessels is vir 9 wedstryde geskort nadat hy Josh Murphy, flank van Connacht, verlede Vrydag aand glo tussen die bene beet gekry. Die voorval het in die 18e minuut van hierdie spannende wedstryd in Galway, Ierland. Murphy het hewig gereageer en 2 houe na Wessels gemik. Hy het agterna by die skeieregter Mike Adamson oor Wessels se vuilspel gekla. Adamson met Murphy egterna verkyk weer met 'n rooi kaart gestraf terwyl Wessels skotvry daarvan afgekom het. Die VRK se tugkomitee onder voorskutterskap van die Walliser Declan Goodwin bevind Wessels se reël 9.27 dat 'n speler niks moet doen wat teen die goeie gees van sportmanskap is nie oortree. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dean of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuig registrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 1835, Polokwane 1431, Lephalale 1535, Mbombela 1434, Mahikeng 1732, Pretoria 1632, Johannesburg 1732, Ermelo 1132, Galagadi 2237, Gaborone 1833, Richards Bay 1527, Pietermaritzburg 1628, Durban 1727, Port St. John's 1523, Pongola 1533, Maputo 1832, Bethlehem 1230, Bloemfontein 1531, Allewal Noord 1533, Welkom 1631, Vryburg 1733, Kimberley 1934, Appington 2136, Prieska 2135, Springbok 828, Karasburg 1333, Keetmanshoop 1834, Mariental 2335, Alexanderbaai 1318, Brandvlei 1233, Ludersbaai 1325, Vredendal 1026, Kaapstad 1420, Sutherland 1026, George 1319, Jeffreys Bay 1423, Cabarra 1325, Graafrenet 1230, Kapogalas 1221, De Aar 1933, Molteno 1429, Beaufort West 1433 en laastens Oos-London 13 en 25 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.44 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.31, die euro verhandel teen R20.25, 'n pond kos R23.29, 'n yen se prys is 11 sent, silwer se prys is $48.19 Amerikaanse sent, platinum kos $1,645, palladium verhandel teen $1,412, die prys van goud per fyn ons is $4,076, Brent olie se prys per vat is $61.32 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: 5 etieke van die lewe: voor jy praat, luister; voor jy uitgee, verdien eers; voor jy skryf, dink; voor jy moed opgee, probeer; voor jy doodgaan, lewe. Hou net aan. Aangename dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en naweek word vir almal toegewens.